welkom julle twee en baie dankie vir die geleentheid wat ek het om bietjie met julle twee kan kom gesels en bietjie vir die kykers te wys wat julle ons bied. Baie dankie dat julle hier is. Hoorie so, ek moet vir jou sê, ons kom redelik by gastehuise en ons sien plekke, baie mooi plekke, maar julle plek is werklik waar op 'n baie hoë standaard. Dis netjies en dis pragtig. Glennie sal later vir julle 'n bietjie van die foto's van die kamers wys. Johan, sê gou vir my, hoeveel kamers het julle hier? Ons het in totaal het ons 17 kamers, waarvan 12 deel is van die gastehuis, en dat ons 5 addisionele kamers wat gebruik word, maar meer vir die studente en vir die opleidingsentrum wat ons ook hier op die kompleks het. Maar in totaal 17 jaar, waarvan 12, meeste van hulle is of dubbelbeddens of 3/4 beddens, en dan die ander 5 is net vir enkel lopendes, met ander woorde meer studente op die studentepark gerig. Hoe het die gastehuis ontstaan? Wat was die droom? Was dit iets wat jy begin het vertel? Ja, dis nou 'n interessante ene daai. Dis baie jare, ons praat van hier in die vroeg 2000s. Het ek en my pa aanvanklik hierdie huise vir onsself gebou. Ons het besluit, ek gaan in een bly en die ander een. En ons het die plekke gebou tot dakhoogte. En toe het soveel eksterne faktore 'n rol gespeel. My pa was deel van die uit afgetree toe hy met 'n nuwe pos begin as 'n myninspekteur. Toe moes hy Pretoria toe trek. So hy kon nooit in sy huis bly nie. En hierdie huis alleenig was eintlik vir my te groot geweest, maar eventueel het ek besluit, okay, goed, kom ek trek hom maar die huis in en ek bly nou maar hierso. So ek het die huis reggemaak vir myself. En nou sit ou met die probleem, hierdie een, want dit is mos twins, hulle lyk dieselfde. Ja. So die tweede een wat nou letterlik 10-15 meter van die ander een af is, staan toe nou leeg. Nou wat maak jy met so 'n plek? Jy kan hom nie gaan verhuur nie, want die twee plekke is te naby mekaar. Ja. Hy kan nie leeg staan nie. En toe het ons by die idee gekom, maar maak daai 'n gastehuis. En toe maak ons hom 'n gastehuis en toe werk dit. Dis die aanvraag so geweldig, want ons moet net dink 6 kamers daarin sit. Dis die aanvraag so geweldig dat ons toe nou besluit het, hoorie maar, kom ons maak hierdie kant ook nou maar 'n gastehuis maar toe werk dit ook nou nie lekker nie, want jy kan nie saam met gaste in 'n huis. Ja. En toe besluit ons, weet jy wat, kom ons maak ons maar al twee gastehuis en toe trek ons hom maar net so eentjie weg. Maar dis naby genoeg, maar ja, toe word dit 'n gastehuis. So dit was nooit beplan. Ja. Dit was nooit beplan dat dit moet 'n gastehuis wees. My jene, maar dis omdat die diens so goed is. Dan kom die mense mos terug. Nou sê vir my, as jy nou instap hier by die gastehuis en jy's opgewonde, dan kyk, om te gaan oorslaap is vir baie mense nogal 'n uitdaging om nie by jou eie huis te wees nie. Maar ek moet vir jou sê, die atmosfeer hier is so vriendelik en gerieflik en pragtig, en dan word jy nou gegroet met hierdie pragtige dame wat so vriendelik vir jou glimlag. Anushka, sê vir my, wat doen jy by die gastehuis? Ek is 'n manager by die gastehuis. Ek berei die ontbyte voor, ontvang die gaste, wys hulle kamers, bedien aandetes vir hulle. En as die gaste iets verkies, dan help ek hulle met wat hulle wil hê. Nou, soos ek verstaan en 'n voeltjie oor vlei het, hier by julle bly gereeld redelik baie hoë profiel kliënte wat regtig verkies om eintlik in die hele Klerksdorp maar by julle te kom oorslaap, en ek kan verstaan hoekom. Hoe werk julle ontbyte? Is daar sekere tye? Kom eet hulle onder in die eetsaal? Ja, meeste van die gaste kom net maar in die eetsaal. Ons het 'n tafel wat ons voorberei met seisoenvrugte, yoghurts, graan, koffies, tees, alles wat die gaste dan geniet terwyl ons hulle warm ontbyt voorberei vir hulle. Fantasties. Stefan, daar's nog een ding wat ek graag by jou wil hoor, want dis elke mamma se eerste vraag as hulle jou gaan bel. Ek kom vir 'n nag of 2, maar ek het 'n baba. Kan julle vir hulle die geriewe inrig vir 'n kot of 'n plekkie vir baba om te slaap? Ja, ons maak 'n plan en dan sit ons 'n kot in die kamer vir die mammas wat babas het. As die kinders oud genoeg is om op 'n matras te slaap, dan sit ek vir 'n matras in. Nou ja, dit is regtig baie. Dit is 'n groot hulp vir al as jy travel met kinders. Anushka, sê vir my, wat maak julle gastehuis anders van ander gastehuis? Al ons kamers het elkeen sy unieke styl, wat nie al ons kamers lyk dieselfde nie. Ons kamers het name en nie nommers soos al die ander gastehuise nie. Persoonlike aandag en klein detail in ons kamer.
En ja, Ons het aanvanklik hierdie gastehuis begin met 'n 40-punt plan. Wat ons gesê het, daar is ons moet sommer 'n checklist met 40 goed op wat afgetik moet word, en dis nou waar die fyn detail is. Ja, Met goed soos werk die TV, werk die aircon, is die bed reg getrek, is die kussens op die regte plek, al daai fyn detail. So elke gastehuisbestuurder moet voordat die kamer uitgeboek word of voor sy kan afteken, moet sy daai 40-punt plan gaan tik. En so Sure. elkeen dit toets en kyk of hy reg is. Ja. Die klas teken sy onder by hom. Die skoonmaker wat die kamer skoonmaak en teken daarmee saam. En dan weet ons nou, daai kamer is 100% reg. So as daar nou volgende oggend 'n klag is, kan jy dit terugverwys. Maar dit maak nou dat jy nie 'n kliënt kry wat teleurgestel is nie. So Ja. dit inkom weet al sy goed is reg. So maklik om te sê 'n ding reg te maak as jy klaar Ja, klagte ja. gekry. Nee, dit maar is. ons glo daaraan, sorteer hom uit. Daaraan Voordat daar 'n probleem Dit is. sluit aan by wat sy sê. Dis nou waar die fynere detail. Ja. Dis nog baie presies op. Dan 'n groot pluspunt. Hulle is geleë letterlik 'n blok van Wilmette Park Privaat Hospitaal af. So dit, julle kry seker baie mense wat vir geliefdes kom kuier of kom oorslaap. Ja, ek moet jy, ons het aanvanklik die gastehuis oopgemaak en dit was ons teikenmark geweest. En soos dit nou verander het oor die jare, is Wilmette nog steeds 'n redelike sterk kliënt van ons. Baie plaasboere, geweldig baie plaasboere wat van ver af kom. Ja. Dat Wilmette toe kom en dan slaap die ma of die pa of die oom of die tannie hier oor, dink jy vir 'n week, 2 weke, terwyl Ja. persoon in die hospitaal is. So ja, Ja, baie gerieflik en dan ook net 'n blok van Pick n Pay af en van Clicks eintlik af. afstand van alles. So dit is hy is regtig baie fantasties geleë ook. So ja, of julle weet jy, dit was regtig vir ons wonderlik om by julle te kuier. Kom loer gerus in by Twins en kom kyk van al die fantastiese kamers wat hulle het vir jou gaste ook en wees verseker jy kan met 'n geruste hart gaan slaap dat jou gaste in baie goeie hande gaan wees. Totsiens.